Let's pray. Lord, we want to thank you for your grace, your mercy and your love over every one of us. Here, baie dankie dat u deur hierdie nag ons bewaar het. Die engele om ons laar getrek het. Dankie dat die beloftes waar word. U sê, jy sal nooit die kinders alleen los nie. Begewe en verlaat ons nooit nie. Is altyd saam met ons. Lord, thank you that we are together as a family. I want to pray over this family that you strengthen us as a bond, as a unity, Father. Dat ons as 'n eenheid saam sal werk, Father. Mekaar sal lief hê, mekaar sal respekteer. Daar sal wees vir mekaar sal help, Father. So that we be there for each other. In such a manner that we trust each other so much that we share our lives with each other. So dat ons lewens met mekaar kan deel en ook dit voor u troon bring vir gebed, Vader. Ons bid al hierdie dinge, seën hierdie woord volgens. Here, laat woorde wat ek vanoggend hier sê nie my eie sal wees nie, maar dat die Heilige Gees deur my sal praat. Let the Holy Spirit also prepare every person for the word, so that it lands on great hearts, great minds, so that we think about it, that we, like Yolanda said, don't become hearers of the word, but doers. Dat ons die Bybel begin doen en nie net praat daaroor nie, waar. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Wel, op die vervolg van die, wat ek nou net gebid het, laaste deel, dat ons daders word en nie hoorders nie. Daar is altyd 'n gesegde gewees wat gesê het, talk is cheap. En ons sien dit veral om ons vandag, talk is cheap. Ons wat 'n direkte scenario, as jy vandag YouTube oopmaak en jy kyk na jou jong mense, almal het groot monde, almal het 'n opinie oor alles. Jolie praat die laaste week baie oor entitlement. Almal is entitled, hulle het die reg tot wat hulle dink hulle kan sê en doen. Maar my argument is, ek sê, where talk becomes cheap, is die feit as jy, ek sê vir Jolie, as jy kritiseer oor die oorlog, wat gedoen was sodat jy vandag vryheid kan hê in jou land, maar jy praat met 'n ou wat sy been verloor het in die oorlog, dan begin talk regtig cheap raak. Dan grens dit aan stupidity. Then it's close to stupidity. If you tell a guy that lost his leg in the war and you marching because of the war, do you realize, besef jy dat jy het vryheid op hierdie oomblik omdat daar mense voor jou was wat die fight moes fight. The only reason you've got freedom is because somebody fought the fight so that you can have that freedom. En dis waar entitlement inkom. Mense besef nie, enigiets wat jy vandag het iets gekos. Everything we have, or experience, or is around us, costs somebody something. Kom ons vat 'n voorbeeld. Frans en ek was nou polismanne geweest, die ouens wat in die army was en daai goed. Ek gaan nou net ons as 'n voorbeeld gebruik. Jy weet, vir jou om in die aand veilig te slaap en net daai gemoedsrus te hê, moes jy geweet het, ek praat nie van nou se polisman nie, not the corrupt policeman of today. I'm talking about real cops of the years 80s, 90s, 70s. I'm talking about and before then. Maar jy het gemoedsrus gehad om in die aand te slaap, want jy het geweet, as jy jou foon optel, niemand gaan moeilikheid soek nie. In the olden days, if you messed with a cop, you got the bull. You mess with the horns, you got the bull. 'n Polisman in daai tyd het nie gepraat nie. Ons het jou pak slaag gegee, dan het ons jou toegesluit. So jy het geweet, moet dit nie doen nie. Jy het 'n boodskap gekry. So you got the freedom and that calmness om in die aand te gaan lê, want jy het geweet, as jy jou foon optel en jy bel 10111, onmiddellik gaan daar ouens uitkom wat hierdie ouens gaan uitsort. So jy het die veiligheid gehad. So on the back of a guy that was working 14 hours a night, you were safe. Ons land is vandag veilig oor ouens soos die Taakmag en Rekkies en die ouens in die army op die grens gaan fight het. Vandag, wat het hulle gedoen met daai ouens? Die grense is sommer weggevat. Dit wat hulle voor gefight is weggevat. Now we want to know why we're sitting in the situation we're sitting. Hulle wil weet, hoekom is ons in die plek waar ons is? Het jy gesien hoe baie mense lewe in vrees vandag? Hulle luister iets op die TV of sien, okay, ons kyk nie meer koerant en die mense lees het, ek weet nie wie het laas 'n koerant gekoop nie, maar ons lees hierdie goed nou digital, is ek reg? Ja, jy sien dit nou op jou fone en goed, maar dis waar die duiwel ons het, want ek het nou met Charmaine 'n gesprek gehad, maar snaaks dit kom nou hier in, maar onthou net een ding, God sê in, Julie help my reg, 2 Timoteus 1:7, sê hy, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van liefde, krag en selfbeheersing. En al daai goed is ons werk. Dit het niks met God te doen nie. Die eerste een ook. Vrees is jou werk, moet dit nie toelaat nie. Don't allow it into your life. Hoe bring ons vrees in ons lewe? Ons lees 'n koerant uitknipsel
van die EFF march nou hierso verby Elysium, flip dan wil almal guns gryp en almal wil die en almal. Ek meen regtig, weet jy wat het God gesê? Hy het die Israeliete beloof, as iemand op jou voorstoep kom, sal ek jou beskerm. Hulle sal in een rigting kom en in 1000 vlug. Dit kan anders wees, ek het nie nommers verkeerd, nee. Maar maak nie saak, you get the point. Dis nie detail wat saak. Maar God sê, as dit op jou deurstoep kom, maar die probleem met die entitlement van meeste mense is hulle kan dit verkeerd hanteer. They can handle it wrong because it hasn't come to their stoop yet. Ek sê altyd, pas op wat jy aan ander doen, want die wiel draai. Okay, as jy nou nie glo in daai bygelowige gesegde nie, gaan ek gou Bybels vir jou sê. Wat jy saai sal jy maai. Jy sien, dis maklik om ander te kritiseer totdat dit met jou gebeur. Dis maklik om 'n opinie te lewer totdat dit op jou stoep kom kuier. En wat gebeur gewoonlik met so 'n persoon? Ek het dit nou al op die TV gesien, ek gaan daai voorbeeld gebruik. Hulle haat die polisie. Maar as iemand hom wil aanrand, wie skree hy? Where were the cops? Waar was die polisman? Het jy daar gehoor, Frans? Waar was hy bly die polisman? Ja. Hey, laasweek toe vloek jy my, jy bly langs my. Nou dat hulle jou aangerand het, nou wil jy my help hê. Nou ek was daai soort polisman, ek sou op die stoep gesit het met 'n koffie en gesê, slaat hom, nee kom. Nou mag ek dit nie meer doen nie, ek is nou 'n kind van die Here, so ek moet nou gaan help. Damn it. Partykeer is dit baie moeilik om 'n kind van die Here te wees. Ek sê mos, that's why God says we are a peculiar nation. Waar ek op die stoep wil sit met my koffie oom Willie, en ek wil hande klap en vir die ou vertel hoe om hom te slaan, want hy het 'n plek gemis op sy lyf. Nou sê die Here, nee, ek moet opstaan en gaan help. Hel, dis is 'n hard job. Wie het gesê dit is maklik om 'n Christen te wees? O nee. Ja, jy moet die Bybel gaan lees, oom. Maar entitlement van die mense om opinies te lewer, if you're 17 years old, 18 years old, you've never done anything for your country, jy het niks nog nie gelewe nie, maar jy wil kritiek lewer oor iets wat jy nie gedoen het nie, but you enjoy the perks, jy geniet die vryheid, jy geniet om in jou huis in te sit en net daai mindset te hê van ek is veilig. But talk is cheap. Kom ek wys gou vir jou hoe goedkoop is om te praat. Nou, as ek dit lees, onthou ek het altyd gesê, ek preek eerstens vir myself, ek het vir jou nie bewys, ek preek vir myself, ek het baie preek nodig, hoor. Niemand wil vir my preek nie, so ek moet maar vir myself preek. Maar, dan wil ek ook, as ek ietsie doen, en onthou ek het altyd vir jou sê, ek hou nie kerk vir die mense daar buite nie, daar's 3 dele hoekom ek kerk hou. Die een is, ek het die boodskap nodig. As ek nie die boodskap persoonlik op my kan toepas nie, het dit niks met jou te doen nie. Dan het ek ook nie die reg, ek is nie entitled, kom my woordkie, partykeer amuse ek myself, dit moet die Here weet, maar ek is nie entitled om vir jou te vertel wat die Bybel sê, as ek nie eers 'n boodskap kry daai nie. En dan die derde ding is, dan is dit jou werk om wat jy hier hoor, verder te vat. Want, imagine hierdie, hoe het hulle oorwin in die ou tyd? Een ou was die leier, Moses. Moses het 12 ouetjies onder hom gehad. En hy het vir daai 12 ouetjies gesê, nou gaan jy na jou familie toe. Kry julle die boodskap? Verstaan julle hoekom kerke leeg is? Want die mense het al die jare in die kerk gesit, en ons het dit laasweek gesê, die pastoor preek, die pastoor moet huisbesoek doen, die pastoor moet by almal gaan kuier. Gaan jy my bly die petrolgeld betaal? Weet jy hoe duur is petrol? Julle weet. Dis nie hoe dit werk nie, dit werk so. Die pastoor sit hierso, hy kry die boodskap, hy gee hom vir jou, jy moet uitgaan en met jou buurman gaan praat. Moenie my vertel jy groet nie jou buurman nie. In plaas van om te vloek, vertel hom wat die pastoor Sondag gesê het. Ek dink jy gaan baie meer vrede hê. Nou kom ek wys vir jou hoe cheap is talk. Moses is besig met die volk. En hulle het nou net uitgetrek en hulle kom by die berg Sinai. En hy is besig om vir die volk te sê, hy gaan nou met God praat. En op hy stadium kom daar 'n groot wolk oor die berg Sinai. En op die wolk sien hulle hoe sla die weerlig, hoe die donder weer aangaan, hoe dit lyk soos 'n vuur wat in die wolk bo op die berg is. Nou, as jy weerlig sien slaan, jy loop nie na die weerlig toe nie. Dis 'n bietjie stupid. Maar dis hoekom Christene is peculiar people. Hulle is koekoes.
Kyk, wanneer die duiwel sê vir jou, jy's vet, dan sê jy vir hom, kyk hierdie lyfie, skud jou lyfie bokkie. As ek verby die spieël loop, flip ek gaan terug. Hoor hoe hy ding sê, Peer, kom terug, wil sien hoe lyk jy. So, hy staan en hy kyk na die berg en hy sê, ek gaan nou met God praat, I'm gonna talk to God. En voor hy dit doen, praat hy met die volk, en hy sê vir hulle, dis wat gaan gebeur. En hy sê, wat gaan julle doen? Luister gou die volk se antwoord, eenparig, die hele volk het soos 'n koor hierdie geskree. Nou hierdie moet ek jou vra, wanneer het jy dit gedoen in jou lewe? Hulle sê die volgende, en die hele volk eenparig sê, alles wat die Here spreek, sal ons doen. En die Moses het die volk, die woorde van die volk aan die Here oorgebring. En Moses gaan toe en hy sê, almal het ingestem, almal het besluit. Alles wat God sê, gaan ons doen. Ok, nou praat ons van, hoeveel is dit? 4000 jaar voordat Jesus kom, né? 3-4000 jaar voor Jesus. Hulle sê hierdie woorde, ons is nou in 2026, dis 6000 jaar later. Luister gou, wat sê God vir die volk? En Moses gaan toe op, hy loop binne in die wolke, en julle weet hy was 40 dae daar, né? Julle, wat het gebeur toe hy na 40 dae terugkom? Toe die kalf gebou. Ja, Okay. Hulle bou vir hulle 'n kalf, want hulle besluit, Moses gaan nie terugkom nie, hy's in hierdie donderweer, hy's in hierdie vuur, hy's daar bo, hy kan nie 40 dae oorleef nie. Hierdie mannetjie kom nie terug nie, ons kort 'n nuwe God. Dink dit nie soos dink dit nie soos die Israeliete toe hulle vir Saul as koning gesalf het nie? Hulle wou nie meer God as hulle koning hê nie, hulle het 'n man gesoek. Die Bybel sê hulle soek die man wat 'n kop bo elke man uitgestaan, die grootste ou, soek hulle. Partykeer vandag in sport maak hulle in rugby daai fout, né? Hulle dink die grootste ou word die hardste getackle. Okay, God gee hom hierdie woorde. Ek wil dit vir julle lees, want baie van ons het vergeet, hoe werk die 10 gebooie? Hy sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Nou, baie keer lees ons so vers, onthou Egipte land is 'n vorm van slawerny, of dit is 'n vorm van enigiets wat jy mee sukkel. Iemand wat vir jou moeilik is, iets wat 'n probleem in jou lewe is, 'n persoon wat 'n probleem in jou lewe is. Dit wys altyd na daai struikelblok in jou lewe, as jy van Egipte praat. Ek dink Egipte beteken double curse. Ja. In Hebreëus. Dubbel vervloek. Okay. Nommer 1. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Onthou net, moenie die Bybel lees in daai tyd nie. Dit was vir hulle geskryf omdat dit is wat hulle verkeerd gedoen het. Ons afgode vandag is, kan jy 'n paar noem, Willie? Ja, so groene TV's. TV games, sulke goed. Pornografie, geld, ja, geld is vandag vir baie afgod. Status, ons het nou net 6 genoem. So, as ek lees, asseblief, moenie dink, want baie Christene maak die fout om te luister waar die pastoor lees en dan dink hulle, ja, hoe het hulle dit gedoen? Dus kom hulle sê, hoe kon Eva dit gedoen het? Hoe kon Adam dit gedoen het? Nee, wow. Vat daai ding, bring hom in konteks met jou lewe. En dan praat ons weer. Dis hoekom God sê ek is lief vir almal. Ek aanvaar almal, ek vergewe almal. As God moes so gewees het hier, was nie ek en jy op pad hemel toe nie. Ons was reguit op pad hel toe. Dis die genade en liefde van God wat ons toelaat om te wees waar ons is vandag. It's a grace and love of God that gives us the opportunity and place to be where we are today. So vat dit persoonlik. Afgode, jy mag geen afgode hê nie. Wat word 'n afgod in jou lewe? Dit wat jy al die tyd spandeer. Die Bybel sê, presies wat Jolie nou sê, enigiets wat jy meer tyd as God aan spandeer is 'n afgod. Ons praat nie verder daaroor nie, dis selfondersoek. Hierdie hele 10 gebooie is selfondersoek. Jy moet vir jouself vra, wow,
Ek voel skuldig as ek nie Bybel doen nie. Ek voel skuldig, regtig. Ek voel ek het die Here disappoint. Ek voel as ek 'n dag nie Bybel gedoen het nie. En glo my, ek het van daai dae. Wat ek in die oggend opstaan sê, ek gaan nou Bybel doen, dan raak ek besig met die, besig met die. Dan in die aand lê ek my kop neer en dan wil ek God daai 15 sekondes op my rug gebed gee. Ons moet sleg voel daaroor. Want die een wat ons lewe gee, die een wat ons bewaar, die een wat ons kalmte en vrede gee, behandel ons die slegste. En tog, maak nie saak hoe ons hom behandel nie. As jy môreoggend opstaan, dan smile en sê, hallo, ek's lief vir jou. Ja, dit vat karakter. Jy mag vir jou geen gesneede beelde of enige gelykenis maak van wat bo in die aarde, in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Nou God het nie net hier gepraat van die stupid goed wat 'n Boeddha's beeldjie op hulle mantelpiece sit en na 'n vet ouetjie bid wat nêrens heen gaan nie, wat niks beteken het vir die samelewing nie. Hy praat van gesneede beelde kan wees iemand wat jy in jou lewe verafgod. Dit kan 'n persoon wees. Dit kan Johnny wees met my. Ek verstaan, ek is amazing, maar moenie dit doen nie. Jy is buite God se wil. Maar dit kan 'n mens wees wat jy bo God stel. Jy kan dit sommer gou agterkom, hoe werk dit? En jou kinders, iemand weer. Ja, jou kinders, jou kleinkinders, dit kan enigiets wees. Niks is veronderstel om bo God gestel te word nie. Niks nie. God moet nommer 1 wees. Dit beteken jy moet optree soos wat die Bybel sê. Dis sulke goed. Die gesneede beelde is nie beelde nie. Dit is goed wat jy in jou lewe toelaat wat God se plek vat. Men, hoeveel mans gaan die kerk toe nie omdat sy vrouens kwaad gemaak het? Hoeveel vrouens gaan die kerk toe nie omdat sy sê, man is nie 'n goddelike voorbeeld nie. As jy verskoning soek vir iets, gaan jy hom kry. Maar as God daaronder lê, moet jy begin vra, waar is jy? Waartoe is jy op pad? Want as jy geen rigting het nie, sal jy dit bereik, hoor. As jy geen plan het nie, gaan jy dit ook bereik. Iemand sonder 'n doel gaan altyd suksesvol wees. Hy het nêrens heen maar hy gaan nie en hy het niks wat hy wil bereik nie. Jy mag jou voorgee niks neerbuig nie en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Het julle al gesien hoe is 'n jaloerse vrou? Daar's 'n gesegde wat sê nothing is worse than a woman scorned. Flip, het maak jy so net kwaad? Hæ? Wie suffer? Sy of jy? Jy blikskottel? You're gonna suffer. Flip, die een persoon wat ek nie wil kwaad maak nie is Jolanda. Sy kan my hele dag opneek jou ding. Dit vat haar 15 sekondes om my op te neek. Ek kan met die beste gemoed opstaan. Gee haar 15 sekondes en Peri is die helle. Ek wil gate deur mure slaan, ons Woensdag daaroor gepraat. Flip in hel. Jy kan nou teen 'n muur uitry. Nou as God sê, ek is 'n jaloerse God, dit is wat jy moet sien. Ons almal het al ons mans of vrouens kwaad gemaak. Sy sal my nie kwaad maak nie, sy weet, ek slaap dood. Nee, ek maak 'n grap, mens kan. Ek's 'n peculiar people, ek mag nie meer slaan nie. Maar, hy sê ek's 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders versoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Hy sê nie alles wat jy doen, gaan God jou kinders en jou kleinkinders vervloek nie. Hy sê die wat hom haat. Om 'n fout te maak en 'n sonde te doen is nie God haat nie. Ons praat van mense wat God haat. Daar's 'n helse verskil. As ek sê, ek haat Jolanda, gaan nie een my glo nie. Want ons is so stupid, die twee van ons, oor 'n week is ons weer chommies. Ons kinders het hulle hele lewe alles, ma en pa gaan mekaar doodslaan. Volgende week sit ons in ons voice call. Hallo, gaan dit met julle met smiles op ons gesigte? Ek dink daai kinders dink al, die goed se koppe raas. Ja. Hulle dink die goed is koekoes. Ek weet dit was nie in julle huis nie, maar ons huis is so. Dis die goed is koekoes, regtig. Ek kan verstaan as God sê we are peculiar people. Julle koppe raas, julle Christene. En ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die vloek is op iemand wat God haat, wat niks met God te doen wil hê nie. Die blessing is op mense wat God liefhet en doen wat hy sê. Hier kom jou probleme.
Nou moet jy mooi die vraag antwoord. Doen jy wat God sê? Het jy altyd gedoen wat God sê? Kom ons gaan kyk. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Het jy dit al gedoen? Dit is onder. Kom ek sjok jou gou. Die naam waarvan hy praat, is Yahweh. Asemhaling. Dis basiese asemhaling van Yahweh. Dis die naam waarvan hy praat. So, weet jy, ek het my al gekry dat ek die woord God sê. Dit is nie reg nie. Dit is, karakter is dit nie reg nie, jy sê dit nie. En ek gaan ook nie toelaat dat iemand die hele tyd om my dit sê nie, want dan gaan ek vir jou bid. As jy nou met God wil praat, kom ons praat met hom. Dan gaan ons lank sit en bid. Maar pas op wat jy koppel aan die Bybel. Jy sal nie ongestraf bly nie. Sê my gou ietsie, hoeveel keer het jy, as jy kwaad is, God gesê, of ek het my al gekry dat ek Jesus sê, of sulke goed, dit klink soms lekker as 'n ou dit sê. Ja. Maar, hoeveel keer het God jou gestraf daarna? Hoeveel keer Willie, het jy dit al ervaar? Ja. Dat hy jou straf? Nee, het hy jou al gestraf direk nadat jy dit gesê het? Johnny? Dit af. Jy is convicted, ek praat nie van dit nie. Nee, jy loop en dan breek jy amper jou voet in die stoel. Nee, okay, maar ek kan eerlik sê, baie min het ek gekry dat as ek uit woord gesê het, dat ek dadelik gestraf word, of iets het met my gebeur. Maar dat jy bewus gemaak. Ja, jy's bewus, jy weet, dis lelik, wat jy sê nie. Maar hoekom sê God, enigeen met sy naam sal nie ongestraf bly nie? Hy sê, ek gaan jou straf as jy dit doen. Dink bietjie daaroor. Gedenk die Sabbat, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of dogter op jou diensknegt en jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en op die 7de dag het hy gerus. Mag jy iets doen op 'n Sondag? Ja. Okay, moenie sê nie, want jy het dit al geluister. Maar mag jy? Kom ek vat julle gou duisende jare later. Jesus kom die Fariseërs en die skrifgeleerdes en hy sê vir hulle, maar hoekom het jy daai verlamde man genees op die Sondag? Hy sê, as jou donkie in die put val, gaan jy hom los tot môre. Goeie voorbeeld, né? Nee. Wat sê Jesus? Die Sabbatdag is vir jou gegee om anders te doen as wat jy die res van die week doen. Maar die Sabbatdag is ook gegee sodat jy kan dien. So sê maar daai kalf wat of daai donkie wat in die put inval is oom Willie wat hulp nodig het met ietsie wat hy sukkel mee. Is ek nou daai sondaar omdat ek sê, weet jy wat, ek sal jou gaan help? Of wys ek God se beeld? Wat het Jesus ons kom leer? Mekaar te dien. Moet my asseblief nie, moet nou nie hierdie ding uit konteks uitdruk en elke Sondag my bel en vra ek moet in jou tuin kom werk nie. Want ek gaan vir jou sê, nee, jy gaan skinder van my na die tyd en sê, is 'n slegte pastoor, I don't give a damn. Nee is nee. Practice what you preach. Exactly. Maar ek gaan nie jou help op die dag wat ek wil slaap nie, asseblief. Maar ja, dit het niks te doen met, jy moet nou net, ek meen, hoeveel ouens kan werklik hierdie ding doen? Sê my gou, hoeveel? 0. Ja. Want as jy water gaan drink, werk jy. Ja. As jy van jou bed af opstaan, het jy gewerk. Ja. Opstaan is 'n job. Dis 'n werkwoord. Loop is 'n werkwoord. Jou mes en vork optel om te eet is 'n werkwoord. Niemand kan dit doen nie. Regtig. Stupid goed wat jy sê. Ja. Dit doen dit elke dag. As my vrou op 'n Sondag my sê ek gaan niks maak om te eet. Hey, na die 2de week het ons dit. Die Here is heeltemal by die agterdeur uit dan.
Okay. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Eer jou vader en jou moeder. Hoeveel keer het ons dinge gedoen wat teen ons ma en pa was? Ek weet nie julle nie, maar as my pa vir my gesê het, moenie, dan wou ek. As my pa vir my gesê het, moenie daai bike so vinnig ry nie, dan het ek gekyk, hoe vinnig kan ek ry? Meeste van die tyd het ek goeie lesse geleer, hulle was pynvol, hulle was seer. Maar eer jou vader en jou moeder beteken, weet jy wat, ons sê altyd die gesegde, terwyl jy hulle nog het. Terwyl jy hulle het. Hê respek vir hulle. Jy mag nie doodslaan nie. Wie van julle het al iemand doodgeslaan? Ek het 'n lang lyf Fisies. van Fisies. Daar kom dit, Laura. Toe kom Jesus, duisende jare na die tyd, en hy sê, wat Jolie? Oor doodslaan. As jy dit dink, het jy dit gedoen. Het jy al gedink jy wil iemand doodslaan? O ja. Ek weet die wat nou nie gesê het ja nie. Asseblief, ek het die hele week kom leer my wat jy gedoen. Ouende dinge. Jy mag nie egbreek nie. Wie het dit al gedoen? Net jou gedagte. Hier krap jy nou aan iemand, nee. Want wie gaan so maak? Maar dan kom Jesus en hy sê, as jy daaraan gedink het, het jy eggebreek. Ja, dis goed. Dis nie ek nie, don't crucify the messenger. Ja. Dan sê jy mag nie steel nie. Wie het al gesteel? Nog al die dominee Wie het al 'n movie gekopie toe dit onwettig was? Wie het piracy gedoen met movies en musiek? Kom ons kom nader aan die vrouens. Wie het met musiekie goed gekopie? Ek kopie serie. Nie altyd nie, jy het nie. Maar het jy al by jou werk gevat 'n vel papier? Ja, O ja, baie. Het jy al VWS by die polisie gesteel? Dis op kamera, ek hoop iemand. Maar ja, dis diefstal. Dis deel van die 10 gebooie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Hey, wie het al geskinder? Kom. Wie van julle het al geskinder? Almal. Wie het al nonsens gepraat van iemand anders agter hulle rug? Almal. Welcome to the crowd. You're not as holy as you thought. Hey, jy mag nie jou naaste se huis, sy kar, sy vrou begeer nie. Hoeveel keer het ek al gesê, hoe ry daai blikskot op daai splinter nuwe Ferrari en ek werk met agterend af en ek ry 'n buggy. Ja. Kyk, ek's lief vir my buggy. Ek kry al die aandag, hy kry niks. En hy het miljoene betaal daarvoor. Maar hoeveel keer het ons dit gedoen? Ja. Kyk. En toe het die hele volk die donderslaan die blitse gehoor. En toe uiteindelik kom Moses af. Nou die nice ding wat hier gebeur het is, toe gebeur daar iets duisende jare na die tyd. Want God het besef, nie ek of jy gaan daai kan doen nie. Maar tog, daai is die riglyn vir ons wette, is dit nie? Morele waardes. Kan julle my gou sê, as dit nie morele waardes is nie, is dit net 'n dooie wet van die Ou Testament. As dit nie in jou gebore is nie, gaan niemand dit doen nie. Wil jy gou die TV aansit en ietsie kyk daarop oor hoe mense looting doen, hoe hulle goed afbrand, hoe hulle goed breek, hoe hulle verkrag, hoe hulle vermoor. Dit is waar die genade van God moet inkom. Dis waar Jesus gekom het. En hy sê, ek gee julle nuwe wette. Hy sê, ek gee julle iets niets. En in plaas van al die vloeke en die straf wat hy gee, kom sit Jesus op 'n berg. Ook 'n berg. Dis amazing dat al die grootste, vernaamste goed in die Bybel op die berge gebeur het. Al die offer, Abraham en Isak, al die goed het op die berg gebeur. Olyfberg. Hoogste punte. Hoekom sê God altyd?
Waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het. Dis daarbo. Ja. Hy sê, lig jou kop na bo, verslaafdes, sodat ek julle kan versterk op die regte tyd. Jy sien, solank as wat jy rondloop so, gaan jy nêrens heen nie. 'n mismoedige persoon en 'n persoon wat neerslagtig is, kyk hy ooit op, kan hy jou in die oë kyk? Nee, dis daai persoon wat altyd skaam is, altyd skuldig voel, hy kyk af, hy kan nie iemand in die oë kyk nie. Dan sê God vir jou, kyk op na my, ek sal jou krag gee. Ek sal jou laat verstaan, jy is belangrik in my oë, al wat jy ook al verkeerd gedoen het. Dus kom ons moet nooit na mense kyk nie. As jy om jou rond kyk, gaan jy soos Petrus sink in die water. Toe kom Jesus en hy kom sit op die berg en hy preek vir duisende mense. En hy verander ietsie van Exodus 20. En hy sê die volgende, en hy bring genade en liefde in die ding. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die dag wanneer jy voel jy is ver van God af, dan sê God vir jou, onthou ek sê vir jou, jy is naby my. Jy is deel van my familie. Nie die ou wat jou sleg behandel het nie, jy is deel van my familie. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Sê my gou, hoeveel keer het jy al gehuil? Gister. En dan 'n rukkie later voel jy beter. Hoekom? Omdat jy oulik was. Nee, omdat God se gees oulik is. Hy los jou nooit nie. Hy sê, jy is my kind. Ek sal jou nooit los nie. Nooit los. Jolanda, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, ek's daar. Hy laat jou daardeur gaan. Hy laat jou daardeur gaan, sodat jy ontslae kan raak van al die emosies. Dat jy op 'n plek kan kom, waar jy voel, wow, ek is daardeur. Onthou ons laas week gepraat, gaan deur dit. Gaan deur. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Ek dink dit is hoekom ek nog nie ryk is nie. Want flip, ek sit om sagmoedig te wees. Ek moet dit leer, ek weet dis een van die wat ek kort skiet. Ek het nog baie van daai so wat in my. Dan, salig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid bewys word. Dis daai ouens wat so omgee. Ek sê dis meestal die vrouens en so aan. Ek weet sy is een wat verskriklik baie omgee oor alles. Ek kyk nou en dog ek het 3 teksversies wat ek nou vir jou wil gee. Ek kan nie met jou sit vir 2 ure en praat nie. Dis kom ek baie keer as iemand met my wil praat sê ek, jy lees daar, gaan chat daar, gaan praat daar. As my vrou nie weet nie, dan sal ek my 2 versies vir jou gee. Ek het net geleer, ek kan nie baie praat nie, want ek bring myself in die moeilikheid as ek te veel nonsens praat. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Het jy al gesien hoe werk hierdie saligspreking op die berg, hoe is dit eintlik hoe jy bevorder word? As jy rein van hart word, dan is dit 'n kwessie van wat sê, jy sal my sien, God sê, jy sal my sien. Wie wil nie vir God sien? Ek meen ons almal wil. Ek sal nie mind om te sien. As hy net een aand in my kamer kom staan, hy gaan nie weer huis toe nie, want hy gaan hom besig hou. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ja, dis 'n ding wat ek moes leer. Want ek wil alles reg panel weet, jy kan nie dit doen nie. God sê, maak vrede. Ek is getroud met Jolie. Nee, ek moes leer vrede maak. Want ek het 'n keuse gehad, of doodslaan of vrede maak, ek moes maar eerder vrede bewaar. En iemand moet, want met julle emosionele toestand, gaan ons lank sukkel hiermee. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Jy sien, baie mense het gesê, salig is die wat vervolg word ter wille van God. Dis nie wat dit sê nie. Dit praat van die geregtigheid van God, om reg op te tree. Daar's 'n verskil. Iemand kan jou vervolg omdat jy net 'n Christen is en sleg sê omdat jy 'n Christen is. Dis nie waarvan dit praat nie. Hulle praat van die mense wat reg lewe, wat God naspoor, wat die regte dinge doen en dan sleg gesê word daaroor. Daar's 'n bietjie van 'n verskil tussen die twee. En jou werk is om te lewe, om God tevrede te stel in alles. Dit beteken jy moet besef wie jy is en wat jy is in God. Jou waarde word nie bepaal,
Your value is not determined by what you possess. Your value is determined by the one that possesses everything. God bepaal jou waarde, niemand anders. Hoeveel keer het jy al sleg gevoel oor iets wat iemand vir jou sê? Ek weet, ek het al vir Jolly gesê, slegte goed gesê, wat afbrekend was, en ek glo sy het sleg gevoel daaroor. Sy het al vir my goed gesê, ons het dit vir mekaar gesê. En hoe het ons daardeur gekom? Dit was nie oor ons nie. Dit was oor ons op 'n plek gekom het waar ons besef, hoorie, maar die hel met dit. Daar's iemand wat my hier binne laat voel. Ek is waardevol, ek beteken ietsie, ek moet môre nog aangaan. En dit was God. Dit was God. God sal jou nooit los nie. Jy mag hom los, maar as jy jou nooit los. Salig is julle wanneer die mense julle beledig. Hier kom hy in, beledig en vervolg en valslik allerlei kwaad teen julle spreek om my ontwil. Hel, jy kan nie hierdie vers jou eie maak. Weet jy hoeveel keer ruk mense verse uit konteks uit om dit vir hulle self beter te maak? Die Bybel sê, salig is jy as mense jou sleg sê en sleg behandel oor God se ontwil, nie jou nie. As jy stupid is en iemand behandel jou sleg, is dit God se skuld. Nee, dit is jou skuld. Dan vra ons altyd, Here, hoekom? Want jy was stupid. You were dumb. It's got nothing to do with God. Dit praat van as jy besig is met God se werk en mense behandel jou sleg. Ek meen vir almal om my 'n Bible puncher te noem, omdat ek daai tyd met die Bybel onder die arm geloop het. Ek weet die gesegde is moenie met die Bybel onder jou arm loop. Ek het dit geniet. Ek het letterlik as ek ergens in geloop het, my dik Bybels onder my arm gesit. Dan loop ek soos 'n prokureur rond. Hulle het my Bible puncher genoem. Ek het dit so geniet dat my eerste action cricket span wat ek gecreate het, was die Bible Punchers in Springs. Wow. So, hulle praat van dit, as jy gekritiseer word ter wille van God, nie oor jou nie. Ja. Baie van ons goed is ons eie stupidheid, eie dom keuses, dinge wat jy sê. Ek sê, ek kan nie daaroor kla as ek Jolly sleg behandel en van slegte goed sê. Nou ewe skielik sê vir my, o, dis nou 'n pastoor. Ek kan nie kwaad raak daaroor nie, want dit het niks met God te doen nie. Wat ek gedoen het was buiten God. My optrede was buiten God. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemel en so het hulle die profete vervolg wat voor julle was. Wat is die lesse wat jy moet leer? Ek is klaar, Jolly. Weet jy raak aan die slaap. What's the lessons you have to learn, ja? Die eerste ding is, jou waarde is bepaal deur God. Asseblief, as jy die opinie van mense bo God stel, moet jy jou vra, waar is jy by God? Hoe is jou verhouding met God? How's your relationship with God? As iemand jou sleg sê, kyk verby die ou, na die een wat agter hom staan. Gewoonlik sal God reg agter hom staan en vir jou so. Ja. Jy moet bietjie God deel van jou lewe maak oral. Mense kan ek jou een ding sê, talk is cheap. Hulle sê oor die 70% van Suid-Afrika noem hulle self Christene. Wat se vrugte blik ons hier? Wat se vrugte sien ons? Want jou optrede sal wys of jy 'n Christen is of nie. Gaan jy foute maak? Kom ons sorteer daai enetjie uit. Maak Christene foute? Wat is die wonderlike ding wat ek vir julle gesê het van 'n Christen? As hy 'n fout maak. Hy erken dit en kom terug by God uit. Wat doen 'n sondaar? Hou aan. Ja. Hou aan. Weet jy, as jy lank genoeg aanhou met ietsie, pas op as hy 'n lewenstyl word. Weet jy, as jy lank genoeg porn kyk, pas op. Want dit is moeilik om hom naderhand af te skryf. As jy lank genoeg steel, hoekom dink jy hou hulle aan steel? Hulle kom weg daarmee, kom weg daarmee, kom weg daarmee, en elke keer wat jy dit doen, word dit makliker. Want jy het weggekom. En groter. Ja. Weet jy hoeveel guts vat dit vir 'n ou wat 'n dwelmverslaafde is? Om ewe skielik vir almal te gaan sê hy het nou opgehou. So, ja. Het jy dit al getraai? Ek het dit getraai met drank en goed.
dit word nie goed aanvaar nie, hoor. Veral nie met die mense wat jou ken nie. En vir lank gaan jy moet vrugte dra en bewys jy bedoel wat jy sê. Vir lank moes ek by parties kom en by plekke kom waar, yes, ek het al by ouens se huise gekom, dan pas ek 'n ou se huis op. Kyk, dan sê daai ou vir my, nee, ek kan nie huis toe kom nie, ek soor see, hulle het ingebreek by sy huis, dan moet ek die huis wag. Dan kyk ek, dan sê daai ou, dan bel ek hom en sê, kom hoor jy, ek pas jou huis op. Dan sê hy, wel, maak vir jou kos, jy kan alles gebruik in die huis. Wat is die volgende vertrek wat ek inloop en Willie? Die mooiste bar. Ja, nee. Met nie cheap clip drif nie. Oh my So God. was dit. Met hierdie diergoed op hy rakke. En dan sê die duiwel vir my, nie is niemand nie. Wow. Jy's alleen, ek by die huis wag. Ek het nie gemerk nie. Wow. Jy kan hierdie ding gebruik, jy kan dit doen. Ek moes die vrugte begin dra van, hoorie, dis nie meer deel van my lewe nie. Weer sal hy. Pornografie. Al daai goed. Ja. Ek moes die vrugte begin dra, dat dit nie meer deel is van my lewe nie. En toe God daai herstel bring, weet jy hoe mooi is dit? Laat jy nog steeds in daai kamer inloop en al daai drank sien en jy is nie lus vir dit nie. Jy nog steeds ietsie sien wat jou trek na die komputer toe, maar dit pla jou nie. Dis die mooi deel van God. Hy skryf niemand ooit af nie. Maar hy het nodig dat jy uit jou vrye wil uit omdraai en sê, weet jy wat, ek wil beter wees. Nie vir jou nie, nie vir jou maat nie, nie vir jou familie nie, vir jou en God se verhouding. Jy sien, ons doen nie dinge om God te verander nie. Ons doen dinge om onsself te verander, sodat ons verhouding met God beter kan wees. Want 'n goeie pa gaan jou nie los as jy besig is met nonsens nie. 'n Goeie pa gee jou so 'n pak slaag hier elke nou en dan, net om jou te laat weet, kom terug, want as jy besluit, jy kom nie terug nie, jou rebellie vat jou naderhand heeltemal weg. En dan kom jy op 'n plek waar jy God nie dien nie. En dit is die alleenste persoon op aarde, een wat nie God het nie. Jy mag dit aanvul met alles in die wêreld in, jou foon, televisie, al daai goed, maar in die aand as jy jou kop neerlê, voel jy lekker leeg. Voel jy lekker alleen. Het jy al praat, Jolie, sy is professional een. Sy het al so kwaad geraak vir my, nee. Maar dan in die aand as sy lê, dan voel sy alleen. Is dit nie hoe dit werk met ons almal nie? Ja. Jy act hoe taaf, maar as jy alleen raak en dit raak stil, dan kom jy agter, dan begin jy vra, was ek nie miskien stupid gewees het? Het ek nie miskien verkeerd opgetree nie? Dis maklik om jouself te regverdig, solank as wat die geraas aanhou. Maar wanneer jy alleen saam met jouself is, dan begin daar 'n hofsaak wat jy ten toe aan altyd verloor. Is ek reg? Verstaan wat God van jou sê en lewe om jou woorde waar te maak wat die Bybel sê in jou lewe. Besef wie jy is en wat jy is. Kom ons bid. Ons sal gewoon wil jou bid terwyl ek bid. Ja. Here Baba, dankie dat ons as familie saam kan wees. Dankie dat U ons hier bymekaar gebring het. Here, dit het niks met ons te doen. It's got nothing to do with us. It's your protection, your grace and your mercy that woke us up this morning. It's the same things that give us life every day. Lord, bless us during this day. Waar ons nou as familie saam gaan kuier, hierdie tyd saam gaan geniet. Lekker gaan saam praat en mekaar se geselskap geniet. Here, wees saam met ons, laat U daardeur vereer en verheerlik word. Laat die boodskap wat vanoggend uitgegaan het, nie 'n dooie een wees nie, maar laat dit vrugte dra. Dankie dat U goed is vir ons. Thank you for your goodness, Father. Bless us now is my prayer in Jesus' name. Be with our family and our friends wherever they are. In Jesus' name we pray this. Amen. Thanks, you. Okay,